Goeiemôre julle, hoop dit gaan goed en dat julle 'n goeie naweek gehad het. En ons begin hierdie week sommer al met 'n vakansiedag. Ja, en as dit nou nog nie lekkerder is nie, dan is daar sommer nog eene vir ons aan die einde van die week. Ek hoop julle het lekker geslaap en dat julle uitsien vir 'n nuwe dag wat ons saam met die Here kan lewe. En as jy die voorreg het om vandag 'n bietjie rustiger te wees, gebruik hierdie dag om ook jou lig te skyn daar waar die Here jou wil gebruik. Vanmôre wil ek ons week begin, dis kan julle glo, die laaste week ook van April, en hierdie week gaan ons ook Mei maand sien. Dis ongelooflik, maar ek wil hierdie week begin met Psalm 25, en graag lees ek vanoggend vir julle vers 12. As iemand die Here dien, dan leer hy hom watter pad moet hy kies. Sjoe, dit is net ongelooflik die belofte wat Dawid hier gee. As ek die Here gaan dien, gaan die Here my wys wat se pad moet ek loop. Ek weet nie of julle al van Brand Pretorius gehoor het nie. Hy was een van die direkteure van McCarthy, die motormaatskappy. Hy was een van Suid-Afrika se groot leiers. En hy is nogal iemand wat ek in my vroeë jare na opgekyk het, omdat hy meer as net 'n ekonomiese verskil gemaak het in die werkplek van mense. Hy was iemand wat baie gesonde waardes nie net verkondig het nie, maar hy het dit ook geleef, en wat ook met passie gewerk het, en met regverdigheid opgetree het, wat met insig bestuur het. Dalk miskien het ek gedink, as daar nou 'n prentjie sou wees van 'n perfekte leier, dan sou dit nou Oom Brand gewees het. Hy het intussen afgetree, maar hy sit verseker nog nie stil nie. Maar weet julle, Oom Brand was groot genoeg om ook in nederigheid sy groot foute van sy lewe te erken. Eendag het 'n joernalis vir hom gevra, wat sou hy anders gedoen het, as hy sy lewe weer oor kon hê? Ek dink dis 'n goeie vraag. Maar hy het toe hy het ruiterlik erken dat hy gesukkel het om 'n goeie, gesonde balans in sy lewe te handhaaf. Dat sy werk hom dikwels opgeslurp het, en dat hy dikwels nie daar kon wees wanneer dit vir sy gesin saak gemaak het nie. En hy het gesê, nou dat hy op sy loopbaan terugkyk, is hy so jammer vir die kere wat hy nie by 'n kind se wedstryd of by 'n spesiale geleentheid kon wees nie, wat hy nie daar was vir die oë wat hom dalk gesoek het nie. Nou weet julle, as ek en jy vandag in 'n loopbaan staan, dan moet ons dit voluit doen. En as jy talent het, dan moet jy dit met passie uitleef, maar ek en jy moet probeer om altyd te onthou, wat maak regtig saak? Probeer om jou prioriteite rondom hierdie dinge te rangskik. Leer om nee te sê waar jy nie nodig is nie, sodat jy ja kan sê vir hulle wat jou regtig nodig het. Kom ek en jy probeer elke dag so te leef. Kom ons maak ons oë toe. Dankie Here Jesus, dat U vir my kom wys vanmôre wat regtig saak maak. En as U dit vir my wys, kom help my om dit ook te doen. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie julle. Julle moet hierdie vakansiedag baie geniet. En dan praat ons môre weer. Totsiens.